Ons het nou al lekker deeglik gekyk na die wapens waarmee die agent toegerus is en vandag maak ons klaar met die laaste paar gadgets van die wapenrusting. In Efesiërs 6 skryf Paulus mooi oor die feit dat ons moet weet dat daar 'n stryd aan die gang is en dat ons in hierdie stryd is, maar dat God ons toegerus het met alles wat nodig is vir hierdie stryd. En dan praat hy oor die verskillende dele van die wapenrusting. Ons lees vandag vers 17 en vers 18 om klaar te maak. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Die feit dat jy verlos is, die feit dat Jesus Christus vir jou gekom het, beskerm jou. Dit verseker jou dat ongeag wat gebeur, daar's 'n realiteit groter as hierdie wêreld en dis vir jou beloof. En dan praat Paulus van twee wapens wat amper meer aanvalswapens is. Hy praat van die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Ons het gepraat oor waarheid en woord. Hier is dalk meer 'n direkte woord wat ons teenoor mense spreek. Die feit dat God vir jou 'n boodskap gee wat jy met ander kan gaan deel. Jy hoef nie jou eie woord uit te dink nie. Jy hoef nie jou eie boodskap uit te dink nie. Jy gaan vir mense vertel dit wat die Here vir jou gee. Dis jou wapen. Wanneer die vyand jou aanval, hy wat die vader van die leuen is, het jy 'n wapen. Het jy 'n antwoord. Wanneer hy jou laat twyfel of dit wat jy sê goed genoeg is, weet jy, maar die woord is die swaard. En dit wat die woord sê, is goed genoeg. Daarom is dit so belangrik dat jy sal leer hoe werk hierdie wapen van jou. Jy moet weet hoe om hierdie swaard te gebruik. En daarom moet jy in 'n selgroep wees. Daarom moet jy by soveel as moontlik geleenthede wees waar jy toegerus sal word, sodat jou kuns om met jou wapen te werk al hoe meer verfyn sal word en jy hom al hoe meer en al hoe beter ook sal kan gebruik in die stryd wat jy stry. En dan die laaste een, wat Paulus dalk nie as 'n wapen hier sê nie, doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam, bid geduldig vir al die gelowiges. Daar is nog 'n deel van die wapenrusting waarvan Paulus nie praat nie, wat elke Romeinse soldaat gehad het, en dis die spies. Die spies was iets waarmee jy 'n vyand wat nog op 'n afstand is al kon aanval. En hierdie is dalk die deel van die wapenrusting, die deel van agent wees wat die onderontwikkeldste is van al die verskillende wapens. Gebed is die manier hoe ons al nog voor ons die oggend uit ons huis uitstap 'n aanval kan maak en kan begin om oorwinning te behaal in die koninkryk van God. Gebed is die manier hoe ek nie hoef te wag vir iets om baie naby aan my lyf te wees om 'n verskil te kan maak en om al agent te wees nie. Die probleem is dat ons het nie 'n bidkultuur nie. Ons weet nie hoe om te bid nie, ons weet nie waarvoor om te bid nie. Ons weet nie om gebed juist te gebruik as 'n wapen wat 'n verskil kan maak nie. Miskien is dit tyd dat jy bietjie gaan soek vir meer. Dat jy bietjie by iemand uitkom wat jou kan coach en leer hoe om hierdie wapen te gebruik. Ons het gebed en ons het 'n verantwoordelikheid, sê Paulus, om vir ons medegelowiges, ons medestryders te bid, om hulle te beskerm, om hulle te bemoedig. Ons het 'n verantwoordelikheid om te bid vir die koninkryk van God en te bid vir die werk van God en te bid en te vra dat die Here ons sal lei. Gebed is ook die een wat deur hierdie hele wapenrusting vloei, want deur gebed kan God vir my elke ander deel van my wapenrusting, of vir die gordel van waarheid, die skild, die swaard, die skoene, die borsharnas, die helm van verlossing, is maak nie saak wat dit is wat ek wil gebruik nie. Gebed is die manier hoe ek vir die Here gaan vra om my te leer, om my toe te rus en om my te wys waar hy my wil gebruik. Mag jy begin oefen om hierdie gadgets, hierdie wapenrusting deel te maak van wie jy is. Die wonderlike ding is, Paulus sê, dis iets wat God vir ons gee. Dis nie iets wat ons elke oggend hoef aan te trek nie, want dis nie iets wat ons vanaand wanneer ons gaan slaap uittrek nie. Wanneer jy 'n kind van God is, wanneer jy 'n kind van God word, kry jy hierdie wapenrusting, word jy met dit beklee. En as jy in elke oomblik van elke dag toegerus met alles wat jy nodig het, so mag jy dit bly oefen, mag jy dit bly verbeter en bly groei in dit, en mag jy gaan wees wie God sê jy is, sy agent wat 'n verskil maak.